die woord van die Here te bedien oral waar hy kom. Nou ek het nou al dit my, sal ek sê, my missie gemaak om as ek daar in die dorp by Spar kom of waar ook al ek kom, en voor ek uitstap na ek betaal het, dan vra ek vir die een wat agter die til is, ken jy die Here? Is jy lief vir die Here? En dan is dit vir my lyk of hulle nie weet waarvan ek praat nie, en wil ek by hulle weet of hulle 'n Bybel het. En as hulle nie een het nie, dan gaan ek huis toe, dan gemaak ek afskrifte van Johannes 3. En as ek weer daar kom, dan deel ek dit vir hulle uit. So ek lees Johannes 3, en dis al manier hoe jy 'n kind van die Here kan word. Jy is nie 'n kind van die Here om net te hoor daar's 'n God nie, of te weet daar's 'n God nie. Jy moet waarlik 'n kind van God wees. Dan alleen kan jy die seëninge van God deelagtig word. Kom ons bid saam. Vader, ek sê vir u baie, baie dankie weer vir 'n wonderlike geleentheid om hier in Orkney te wees. En dat ons wat hier is vanmôre, ek glo honger is vir die woord van die Here. Ek glo, Here, dat hier vanmôre 'n verwagting is vir die woord van die Here. Here, ons sê altyd, dit maak nie saak wat die getalle is nie. God sal hulle na die huis van God toe stuur, wat hy weet wat daar moet wees. En ek glo met my hele hart, Here, dat elkeen wat hier sit vanmôre hier moet wees. En ek sê vir u baie dankie, weer eens vir die voorreg om u woord te kom bedien. Here, u weet dat ek deur die week met u gesit het en met u gepraat het en met die Heilige Gees gepraat het om die woord vir my oop te breek. En ek glo met my hele hart dat hierdie woord vanmôre spesiaal sal wees. En ek vra, Vader, dat u dit nou sal seën en my tong sal seën, dat elke woord gedryf sal wees deur die Heilige Gees. Dankie, Vader, dat ons nou u woord na kan luister. Amen. En wil ek ook net sê voor ek aangaan, ek hoor dis pastoor se huweliksherdenking vandag. Ons wil net vir hom sê, vir hom en sy vrou sê baie geluk met hulle huweliksherdenking. Dis geen wonder hy het verlof gevat nie. Want as 'n mens so jonk getroud is, dan moet 'n mens maar partymal rus hoor. Want 'n mens wil jou wederhelft, wil jy gelukkig hou en jy wil saam met haar die waar trek. Vernaam in die bediening is dit nie maklik nie. En die dame het ook my gevra om vir julle te sê, daar is nog pudding beskikbaar, die sonder vla, en dit is R15 per bakkie. So die ander wat daar is reeds op bestelling uitverkoop. So as u belangstel vanmôre, is daar nog beskikbaar. Nou ek gaan vanmôre vir u 'n baie bekende deel in die woord van die Here lees vanmôre. Maar dit het 'n besonderse uitsetting van wat dit beteken. Ons het baie al oor die woord gepreek, en hier kom die Here en hy gee vir my die woord heeltemal op 'n ander manier. En ek wil vir u lees uit Lukas 15 uit vanmôre. En al die tollenaars en die sondaars het die gewoonte gehad om na hom te kom en na hom te luister.
En die fariseërs en die skrifgeleerdes het baie gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Toe vertel hulle aan hierdie gelykenis en sê, watter man onder julle wat 100 skape het en een van hulle verloor het, nie die 99 in die woestyn staan en gaan agter die een aan wat verlore is, totdat hy dit kry nie. En as hy dit kry, sit hy dit met blydskap op sy skouers. En as hy by die huis kom, roep hy sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle, wees saam met my bly, want ek het my skaap gekry wat verlore was. Ek sê vir julle dat daar net so blydskap sal wees in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer, meer as oor 99 regverdiges wat die bekering nie nodig het nie. Of watter vrou wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, steek sy 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig tot sy dit gekry het. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvrou bymekaar en sê, wees saam met my bly, want ek het die penning gekry wat ek verloor het. So sê ek vir julle, is daar blydskap voor die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad, en die jongste van hulle het vir sy vader sê, Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom, en hy het die goed tussen hulle verdeel. En nie baie daarna nie, het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandig te lewe. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg en die het hom in sy vel gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die pele wat die varke eet, en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie, maar my soos een van u huurlinge. En hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan, en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. En bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. En sy oudste seun was wat in die veld, en terwyl hy al hoe nader aan die huis kom, hoor hy musiek en beurtsang, en hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Die sê toe vir hom, u broer het gekom en u vader het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie, en sy vader gaan toe uit en smeek hom. Maar hy antwoord en sê vir sy vader, kyk, ek dien u so baie jare en ek het nooit 'n gebod oortree nie, en vir my het u nooit 'n bokkie gegee, sodat ek dit saam met my vriende vrolik kan wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom, wat u goed met hoere deurgebring het,
het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my, en al wat myne is joune. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou, jy moet mooi luister, was dood, en het weer lewendig geword, en hy was verlore en is gevind. Tot sover die woord van die Here. Nou my broer en suster, ek wil praat vanmôre, en ek wil vir u dit mooi uit mekaar uittrek, oor u en my gawe wat ons het. Want ek glo met my hele hart, die dag toe Jesus jou hart en lewe ontvang het, en jy voor hom gebuig het, en gevra dat hy jou met sy bloed was, het elke persoon wat 'n kind van die Here geword het, 'n gawe uit die hand van die Here ontvang. Ek en jy sit hier vanmôre met 'n gawe, soos wat die Bybel sê, soos wat die Heilige Gees aan elkeen gee. En u is vanmôre hier, omdat God jou hier wil hê. En jy is hier vanmôre, omdat ek vir jou moet sê, dat die gawe wat God jou gegee het, die gawe is van julle om mense na Jesus Christus toe te lei. Ek wil vanmôre vir jou kom vra, my broer en suster, wat het jy gemaak met die gawe wat God jou gegee het? Het daardie gawe verlore gegaan? En het daardie een siel verlore gegaan omdat jy jou gawe nie meer in werking het nie? En dat daardie skaap wat God jou gegee het om na om te sien, en jy het nie die werk van die Here gedoen nie, het daardie skaap weggeraak en hy het verdwaal. En ek wil vir jou sê vanmôre, jy wat die gawe het om met mense te praat en mense na God toe te lei, wil ek jou vra vanmôre dat God vra vir jou en vir my, dat ons gawes moet opskerp in hierdie dae wat voor lê. Want ons tyd is min. Daar is nie meer baie tyd om mense in te bring in die koninkryk van die Here nie. En daar gaan miljoene mense verlore gaan met die wegraping. Met die 7 jaar verdrukking wat voor ons lê, gaan daar baie mense sterf. En hulle gaan hulle oë oopmaak in die hel. En daarom vra ek jou vanmôre, my broer, my suster, waar staan jy teenoor God vanmôre, oor die gawe wat hy jou gegee het, om vir ander mense te vertel, dat Jesus hulle liefhet? En dan wil ek jou vra vanmôre, suster, vir die broers ook, of watter vrou wat 10 pennings het, as sy 1 penning verloor, steek sy nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit gekry het? God vra vir jou vanmôre, wat het geword van jou suster wat verlore gegaan het? Wanneer gaan jy besef dat jy daardie verlore penning moet gaan soek wat weggeraak het? Is dit nie jou plig en my plig vanmôre om hier te sit onder die geklank van die woord en God se genade en liefde in ons lewe te ervaar, en daardie 1 penning wat weggeraak het, waarna jy moet gaan soek, want jy het nie jou werk gedoen
met die gawe wat God vir jou gegee het nie. God vra vir jou vanmôre en vir my, wanneer sal daardie verlore penning terugkom in my huis? Wanneer sal jy beginne die matte uitsuig en onder die beddens beginne krap? Miskien lê sy ergens in 'n watersloot van drugs wat sy beginne gebruik het. Miskien is sy ergens in 'n hol vasgekeer deur mense wat haar gebruik om ander mense te verlei. Hoekom gebeur hierdie dinge, my broer en suster, dat mense verlore gaan? Is omdat u en ek nie kyk na God se skapies nie. Is omdat u en ek nie kyk na die penning wat verlore gegaan het, terwyl God jou opdrag gegee het om daardie suster of broer na om te sien nie. Want ons het geweet, daar is mense wat na die Here toe kom wat nie regtig sterk genoeg is om staande te bly nie. Maar ons los hulle, dat hulle vergaan onder die dinge van hierdie wêreld, die slegte dinge. En ek vra jou vanmôre, waar is hulle vanmôre? Want jy weet in 1 Korintiërs 12 sê die woord vir ons, en wat die geestelike gawes betref, broers, wil ek nie hê dat julle onkundig moet wees nie. Julle weet dat julle heidene was weggevoer na die stomme afgode, net soos julle ook al gelei is. Daarom maak ek julle bekend dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is, behalwe deur die Gees nie. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. En daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God wat alles in almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee met die oog op wat nuttig is. Het u 'n gawe ontvang wat nuttig is? Want aan die een word deur die Gees 'n woord van wysheid gegee, en aan die ander 'n woord van kennis vanweë dieselfde Gees. Aan 'n ander weer 'n geloof deur dieselfde Gees, en 'n ander genadegawes van gesondmaking deur dieselfde Gees. Aan 'n ander werkinge van kragte, dis wonders, werkinge van wonders kan ons dus ook sê. Aan 'n ander profesie, aan 'n ander onderskeiding van die geeste, aan 'n ander allerhande tale, aan 'n ander uitleg van tale. Maar al hierdie dinge werk een en dieselfde Gees wat aan elkeen afsonderlik uitgedeel is. My vriend, as jy tot bekering gekom het en jy die Heilige Gees ontvang, want die woord sê, as jy nie tot bekering kom nie, ken jy hom nie en jy kan hom nie ontvang nie. En as jy vanmôre hier so sit en jy is nie seker of jy werklik 'n kind van die Here is nie, want jy het nie daai passie in jou binneste om te doen wat die Here vir jou gesê het jy moet doen nie, wil ek jou vra vanmôre dat jy nie hierdie gebou sal uitstap nie. Dat jy sal seker maak dat jy reg is met God vanmôre. Want hy wil vir jou 'n opdrag gee om in sy koninkryk te gaan werk. Maak nie saak wat dit is nie, dit hang af watter gawe die Heilige Gees aan jou gaan gee. En ek pleit by u vanmôre, weet dan dat God ernstig met ons praat vanmôre. Hy het ook gesê 'n man het 2 seuns gehad en die jongste van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my 'n deel van die eiendom wat my toekom, en hy het die goed tussen hulle verdeel en nie baie daarna nie, het 'n jong seun
alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land, en daar het hy sy eiendom verkoos deur losbandigheid. Is hierdie skrif nie so waar vanmôre dat daar baie jong seuns en jong dogters vandag is wat in die kerk sit en dan ewe skielik dan sien jy hulle nie meer nie. Dan het hulle gereis na 'n ver land, of gereis na Potchefstroom toe, of gereis net in die dorp en met verkeerde dinge beginne deurmekaar raak. Hulle het hierdie penning wat Jesus vir hulle gegee het, hierdie gawe, het hulle gaan verkoos in die varkhokke van hierdie wêreld. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. Ek wil vir jou sê vanmôre, omdat u en ek ons taak nie gedoen het nie, het hierdie mense in die varkhokke gaan rondploeter in die modder en begeerig geword om die pele van die varke te eet. Ek en u sit elke Sondag in hierdie kerk en ons ontvang die kosbarehede van die Here. Ek en u sit hier vanmôre en ons eet aan die tafel wat God vir u en vir my bedek het vanmôre. En die een wat weggedwaal het, wat sy erfporsie opgeëis het in die varkhokke beland en daar begeerig gewees om die varkpele te eet. Hy sê maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. My broer en suster, as hierdie jong seun, jong dogter tot hulle verstand gekom het en hulle besef hulle is in 'n aaklige toestand en hulle besef hulle moet terugkom na hulle vader se huis. Hier waar hulle elke Sondag gesit het aan die tafel van die Here, maar daar waar hulle is, voer die duiwel hulle die pele van die varke. Is u bereid vanmôre om daardie persoon wat wil terugkom te gaan haal en saam met hom 'n pad te stap? Ek en my vrou wat soveel jare in die bediening is met berading, meestersgraad in berading, en ons het baie beradings in ons lewe gedoen. En as ons mense uit sekere omstandighede uithaal en hulle weer op die pad sit, weet jy dat as hulle in die dorp loop, dan word hulle gevloek en geskel oor dit wat hulle gedoen het, wat hulle nie meer doen nie. Dan vra hulle vir die mense, maar ek doen dit nie meer nie. Dan sê die mense, ons glo jou nie. Jy sal maar net weer doen wat jy gedoen het. Is ek en u bereid om saam met daai mense 'n pad te stap vanmôre? Maak nie saak of mense jou vloek of beledig nie. Maar ek en u het 'n gawe gekry van God om vir mense te wys dat God ons liefhet. Hy sê, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word en maak my soos een van u huurlinge.
En hy het opgestaan en na sy vader gegaan, en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel. Jy sien, dit maak nie saak wie jy is, hoe jy lyk, hoe jy ryk, maak nie saak nie. Sy vader was die tipe van ons Here Jesus Christus. En hy daardie seun van ver af sien aankom. En hy het na hom toe gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. Dit maak nie saak of hy na 'n vark geryk het nie. Maak nie saak wat hy gedoen het nie. Sy vader het hom omhels. Is u bereid vanmôre om daai persoon te omhels en te sê, my vriend, ek wil graag saam met jou op pad stap. Kom, dat is die Here dien. En die seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar die vader maak of hy hom nie gehoor het nie. Maak nie saak nie, my seun. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek dit hom aan en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete. Sy vader sê vir die bediende, vat my seun en gaan was hom. Maak hom skoon en gee hom 'n kleed om aan te trek. En sit 'n ring aan sy hand. Die ring beteken vanmôre, as u en u vrou getroud is, en die man sit 'n ring aan jou vinger, dan sê hy vir die vrou, jy is myne. Ek en jy is nou een. En hierdie ring aan 'n jong man se vinger sê, my seun, ek en jy is nou een. Ek bly in jou en jy bly in my. En skoene vir sy voete. Ek wil vanmôre vir u die wapenrusting van God voorhou vanmôre. Eindelik, my broers, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. As u nie hierdie gedeelte in Efesiërs 6:10 ken nie, wil ek hê dat u vanmôre 'n nota moet maak en dat u elke dag hierdie gedeelte voor u uit die huis uit gaan oor jouself uitspreek. Trek die volle wapenrusting van God aan sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Dat jy nie een van daardie sal word wat in die varkhokke beland nie. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Die woord sê, as jy deur daardie dag gegaan het, en jy het staande gebly, wees dankbaar dat jy dit gemaak het. Staan dan vas julle lendene met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid. En soos die pa vir sy mense gesê het, trek skoene aan vir my seun. Dan is dit jou plig en my plig om hierdie vers in stand te hou en as skoene aan julle voete die bereidheid vir die evangelie van vrede. Het u die bereidheid vanmôre
om die evangelie te verkondig van vrede? Het u daardie begeerte in jou om daardie jong man, daardie jong dogter te leer wat dit is om die skoene aan te trek vir die bereidheid van die evangelie? Of stoot ons hulle weg want hulle stink? Hulle kom uit die varkhokke uit. En neem aan die helmet van verlossing en die swaard van die Gees, dit is die woord van God, terwyl julle met gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. En vir my sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak en met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Bid u elke dag dat die Here jou woord sal gee. As jy jou mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. Waarvoor ek 'n gesant is in ketting, sodat ek daarin vrymoedigheid moediglik mag spreek, soos ek moet spreek. Is ek en u 'n gesant van God vanmôre? Of sit ek en u hier vanmôre net om te eet aan die tafel wat God vir ons voorgesit het vanmôre? Om jouself te versadig vanmôre. Maak nie saak wat jou broer en jou suster daar buite na smag, wat in die varkhokke sit vanmôre nie. Jy gee om vir jouself vanmôre. En jy is nie bereid om jou broer en suster te help nie, wat in die varkhokke sit nie. Dit is so groot voorreg om die werk van die Here te doen, my broer en suster. Want jy sien, vers 14 sê, en toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land, en hy het begin gebrek ly. Hoor wat ek vir u sê vanmôre, as daardie broer en suster wat daar buite in die varkhok sit, begin gebrek ly, omdat daar hongersnood in sy gees is, en hy roep na God en sê, Here, wees my genadig. En daar is nie iemand wat bereid is om na daai penning te gaan soek wat verlore gegaan het nie. Sal daardie persoon se bloed aan jou hande wees. En bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees. Wat het die vorige hoofstukke gesê? Elke skaap wat gevind is daar 'n partytjie gehou. Is daar gejuig en gejubel omdat daai skaap gevind is. En die dame wat haar penning verloor het, het gejubel en gejuig omdat sy die penning gekry het. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewend geword, en hy was verlore en is gevind, en hulle het begin vrolik word. En sy oudste seun was in die veld, en het, terwyl hy al nader na die huis gekom het, hoor hy die musieke en beerdsang. Hoor wat ek vir u sê vanmôre, as daardie skaap ingekom het, as daardie penning wat verlore gegaan het gevind is, sal die engele juig en jubel. Jy sal dit van ver af al kan hoor, hoe die hemel juig voor die aangesig van die Here. Maar toe hy hierdie seun van hom, wat
u goed met hoere deurgebring het, het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag. U sien, al wanneer daardie persoon weer kan begin geestelik groei, as ons hom by die tafel bring van die vetgemaakte kalf, wat God vir ons elke dag slag, om ons geestelike lewe te voed. Toe sê hy vir hom, kind, jy is altyd by my en al wat myne is joune. Die woord sê dat ons mede-erfgename van Jesus Christus is. Weet jy dat jy vanmôre, as jy 'n kind van die Here is, 'n mede-erfgenaam van Jesus is? Alles wat syne is joune. En die dag as ons daarbo kom, sal die erfporsie aan ons uitgedeel word. En ek en u sal saam met Jesus Christus partytjie hou. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood. Jy sien, my broer en suster, al hoe jy daai mens terug kan bring, is wanneer jy hom uit die geestelike dood uithaal in die naam van Jesus Christus. Dis al wanneer daardie mens weer waardig kan begin voel in die samelewing, is wanneer hy uit die dood uitgehaal word en teruggeplaas word in die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Want hy sê, hierdie broer van jou was dood, het weer lewendig geword, en hy was verlore en is weer gevind. Hy was dood, my seun. Jou broer was dood. En hy het weer lewendig geword. Jy was nog al die tyd by my, jy was nog al die tyd in die lewe, en jy het alles gehad wat myne is. Maar jou broer was dood. Geestelik dood. En ek het vanmôre die bedienis opdrag gegee om hom 'n kleed aan te trek, 'n ring aan sy vinger te sit, skoene vir sy voete en vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Want my seun, daar moet 'n partytjie gehou word. Jou broer is terug. Jou broer gaan weer saam met ons werk om die werk van my Vader te volbring. Want die woord sê in 1 Petrus 3 vers 18, maar Christus het ook eenmaal vir die sonde gely, hy die regverdige vir die onregverdiges, om ons tot God gebring. Hy wat wel dood is na die vlees, maar lewend gemaak is deur die Gees. Dis al wanneer jy geestelik weer kan opstaan, my broer en suster. Hy sê in 1 Petrus 4:10, na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos julle goeie dienaars van die veelvuldige genade van God. Hy sê, na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, hier gee God ons 'n opdrag. Hy sê, na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Kan ek weer vra vanmôre, waar staan jy met jou genadegawe wat aan jou uitgedeel is? Bedien jy jou broer en suster daarmee?
Of het jy dit onder die mat ingevee? Miskien voel jy nie meer waardig vanmôre om dit te gebruik nie. Maar God is hier vanmôre en hy roep jou. Hy roep jou tot verantwoording om daardie gawe weer te gebruik in sy werk. Om vir mense te vertel dat God ons liefhet. My broer en suster, ek weet nie hoe julle Openbaring behandel het in die afgelope tyd in die kerk nie. Maar ek wil vir u sê, ek het Openbaring oor en oor bedien. Mense vertel van die grootheid van God en wat wag op die mens na die 7 jaar verdrukking. En dat ek u vertel, daar is mense wat syfers kan uitwerk oor die tydperk van die jare. En dan kom hulle uit op 2027. Nou ek sê nie dis korrek nie. Ek propageer dit nie. Maar dan is daar ook Jode wat vertel dat die heifer, die vers, die rooi vers alreeds gereed staan om geslag te word. Die boumateriaal is alreeds daar om die tempel te bou. Die hoëpriester word alreeds opgelei om in die tempel te gaan sit. So naby is die wederkoms van die Here. En ek en u sit vanmôre en ons eet aan die vetgemaakte kalf. En jou broers en susters sit daar buitekant en hulle eet die varkpele. En ek en u moet vandag wakker skrik en besef dat die tyd verby is. Ek en u kan nie meer op ons laure rus nie, my broer en suster. Ek wil 'n beroep op u doen vanmôre. Die Here het duidelik met my gepraat oor hierdie boodskap. En hy het vir my gesê, my kind, ek wil hê dat jy dit vir ook nie moet gaan bedien. Want daar's kinders van my wat ek wil gebruik om mense na die Here toe te lei. Is u vanmôre bereid om hierdie taak wat God jou opgelê het te vat en uit te stap vanmôre en te sê van nou af gaan ek nie meer stil bly nie. Daar's nou die dag 'n broer by die biduur. En daar kom 'n nuwe man in wat ons nie ken nie. En hy stel homself voor en hy sê vir een persoon daar, maar ek ken jou. Ons werk al 6 maande saam. Ek het nie geweet jy dien die Here. Sien nie waar staan ons vandag? Jou buurman of jou buurvrou of die man wat jy saam mee werk, weet nie eers dat jy 'n kind van die Here is. Mag God ons help. Laat ons begin nou wakker skrik vanmôre. Nou ek wil vanmôre 'n uitnodiging maak en ek vra dat elke hoof gebuig sal wees. En ek wil vanmôre vra dat elkeen wat vanmôre sê, Here, ek het nagelaat om die gawe wat U my gegee het te gebruik, of ek het dit gebruik en ek het dit laat verloor, maar ek is vanmôre terug om dit te ontvang weer. Of is die mense wat
miskien vanmôre nie hulle hart en lewe vir God gegee het nie. En sê, Vader, ek is vanmôre bereid om my hart en lewe vir U te gee vanmôre, sodat ek ook 'n genadegawe kan ontvang, sodat ek ook vir mense kan vertel van U liefde. Is daar so iemand vanmôre, kan jy jou hande opsteek dat ek vir jou kan bid? Dankie vir daai hand. Is daar nog iemand wat sê, pastoor, bid vir my. My kinders is in die varkhok. Ek moet opstaan en hulle gaan vertel dat die koms van Jesus baie naby is. Maar ek het daardie gawe laat verwaarloos. Ek weet nie meer hoe dit is om dit te gebruik nie. Is daar nog iemand? Kom ek vir u sê, al is hierdie woord net vir een persoon vanmôre, dan was dit nog steeds die moeite werd. Amen. En die engele juig in die hemel oor die persoon wat sy hand opgesteek en sê, bid vir my. Kan ek maar afsluit? Is daar nog iemand? Hemelse Vader, ek kom vanmôre. Here, en ek het gedoen wat U vir my gevra het. Ek het gespreek soos wat U gesê het ek moet spreek. Ek vra vanmôre, Vader, dat die Heilige Gees die naprediker sal wees. En dat hy aan elkeen vanmôre wat nie die vrymoedigheid gehad het om sy hand op te steek nie, dat U in hulle gees sal werk, dat U hulle bed hard sal maak, Here, en dat hulle nie rustig kan slaap tot hulle teruggedraai het na U toe en U weer aangegryp het. Here, baie dankie vir hierdie wonderlike gehoor wat vanmôre hierdie kon sit het om te luister na die woord van die Here. Here, ek vra dat U hulle sal seën, dat U hierdie gemeente 'n wonderlike groei sal gee, dat U die vensters van die hemel sal oopmaak in die sluise, Here, dat die Gees van die Here in hierdie dorp sal vaardig word en dat die mense sal hardloop na hierdie gemeente om na die woord van die Here te kom luister. Here, wees ons genadig. Dankie vir die voorreg, Vader. Ek loof U in Jesus kosbare naam. Amen en amen. My broer en suster, baie dankie. Waardeer dat U my genooi het en dat U na my geluister het. Ek glo